caught in the streams of life, the pain and the sorrow. Ons begin met 'n reeks van 4 video's hier. Ek wil net so 'n inleiding vir julle gee, om vir julle net te sê, weet julle wat, in hierdie reeks van 4, gaan ons oor verskeie aspekte praat van die proses en die bouwerk in jou lewe, en om dit te illustreer het ek sekere diagramme en dokumentasie voorberei. Ons wil julle vra, om voordat julle begin, net deur te skakel op die skakel na die webtuiste toe, dis hier onder aangedui, of gaan na die webtuiste toe, didam.org, daar sal julle sien, daar's 'n leer wat daar weggelê is, synde die Gideonsbende, en dan kan julle daarop dit oopmaak, en die dokumente asseblief aflaai en net uitdruk, sodat julle dit by julle kan hou, om sin te maak van dit wat ek julle gedurende hierdie 4 sessies wil verduidelik. Dan kan ons voortgaan met dit wat ons nou wil deel. Ja, wel, ons het weer teruggekom. Op hierdie stadium het ek gedink, die laaste keer toe ons met mekaar gesels het, dat ek daaroor het oorweeg en daaroor gedink, dat ek moet begin praat oor hoe ons in hierdie pad ry, met ander woorde dat ons nou by mekaar uitkom, en dat ons nou begin ry, maar vandag wil ek vir julle praat oor iets wat net in my hart ingekom het in die naweek, en ek is seker daarvan dat dit is eintlik so 'n belangrike voorvoegsel, die roeping van die Gideonsbende. Dat het begin met 'n droom hier by Sondagnag, en die droom het gegaan oor 'n vuur wat brand. En ek het oral hierdie vure gesien wat brand, maar dit was baie interessant geweest, want het was soos 'n klein vuurtjie. Nou, ek weet nie hoe werk dit nou vandag nie, met mense braai nou op gas, en hulle braai op allerhande goed. Maar toe ek jonk was, het ons altyd hierdie fyn houtjies eers bymekaar gemaak, en ons moes gras kry en die gras bymekaar maak, dan het jy die vuur begin, en gewoonlik het dit stadig begin, en het begin brand, en dan op 'n stadium het jy die ander hout bygesit, en dan brand dit. En dit was die interessantheid hiervan. Hierdie vure was aangesteek. Ek het toe gaan opstaan, en ek het toe gaan sit, en gesê, waaroor gaan dit? En toe besef ek word gekonfronteer in my eie lewe met die kerk. Ek het regtig nie gedink, het gaan 'n onderwerp wees, wat ons hier moet inbring nie, maar ek was skaars 3 maande gered in die 1981 episode 1980, toe pastoor na my gekyk het, ek het hom altyd ou Jannie genoem, van Rustenburg, en hy het my so gesit en kyk eendag, en toe sê vir my, jy weet die roeping op jou lewe is om die kerk te bou. Nou, om dit vir 'n 3 maande ouwe Christen te sê, het jy dadelik begin dink, waar gaan jy die bakstene kry? Waar gaan jy die stene kry? Hoe gaan jy dit bou? Hoe gaan jy... En duidelik was dit heeltemal verkeerd, en ek het net doodstil gaan sit. Het was 'n paar jaar na dit, toe was ek weer betrokke by 'n persoon. Hy het glad nie van Jannie geweet nie, en was Tom Gous geweest, was die rektor van Noordwes. En hy het eendag met my gesit en gesels, en terwyl ons met mekaar gesels, toe haal hy sy Bybel uit, en hy lees 'n gedeelte uit Eksodus 31, van waar hy die tabernakel bou, en hy sê vir my, hy lees toe die storie, en hy lees toe die storie van Bezaleel, waar God vir Bezaleel gesalf het, om die tabernakel te bou, en hy kyk toe na my, en hy sê vir my, jy weet natuurlik, dit is wat jy moet doen. Sê, pas ons dit in mekaar. Ek weet nou dat dit gebeur, maar sê dat Jannie met my gepraat het, en waar ons nou is, jy weet, daar is al 'n paar jaar verby, ek kan nie verstaan wat wil jy vir my sê nie, ek kan nie verstaan wat dit is nie. En 'n ruk daarna, het ek by 'n ander persoon gesit. Ek kan nou nie die tye en die datums onthou nie, en ek onthou, hy het met my gepraat, en ek het met hom gepraat oor 'n vrou wat
bediening doen in Johannesburg. Ek ken haar van geen kant af nie. Erika te Burg. En ek besluit toe ek gaan by Erika kuier. Ek wil kyk wat sy vir my kan sê. Heeltemal iets anders. En ek het toe die eerste sessie met haar gehad, toe sê sy nee, sy bid oor haar kliënte, sy's 'n kliniese sielkundige en dan moet ek weer terugkom. Ek kom toe terug en ek stap in en sy sit in haar kantoor en kyk na my en sy sê, jy weet jou naam is natuurlik Seri Babel. En ek sê vir Jesus, ek weet dit nie. Wie is Seri Babel? Toe hoor ek vir die eerste keer van Seri Babel. En dis die eerste deel wat teruggekom het uit ballingskap uit en waar hy herbou het aan die tempel. So, al hierdie goed kom toe nou oor die naweek terug na my toe en die vuur is vir my 'n versinnebeelding van om die kerk te bou. Maar dit lyk heeltemal anders as wat ons dink. En toe ek verder daarna kyk, toe besef ek, maar jy weet, op die huidige stadium is die kerk in 'n geweldige geveg betrokke. En meeste van die mense besef het nie. Ons weet dit nie. Ek sit toe en ek dink nou, hoe kry ek nou hierdie ding van al die name en die bou van die kerk en hoe gaan ons dit by alles by mekaar kom? En dit is nou 'n bietjie moeilik, 'n bietjie geduldig wees want ons gaan die punt kom maak om te sê wat vandag aan die gang is. Wat ons moet verstaan is oor die eeue heen het die oorloë stryd, soos ons die oorloë gehad het verander. As jy gaan kyk na 'n fliek soos Braveheart, kyk hoe hulle teenoor mekaar gestaan en sulke linies gevorm en dan skiet hulle mekaar en loop hulle mekaar, dis baie interessant, maar later het dit ontwikkel dat ons guerrilla-oorlogvoering het. En ek kry die idee dat hierdie vure het te doen met guerrilla-oorlogvoering. En ek gaan sit toe en ek sê, maar jy weet, hoe die vuur te doen met guerrilla-oorlogvoering, ek verstaan dit nie, ek het nie 'n idee nie. En toe kom daar in my hart 'n ding op, wat ek lang terug by die Here gekry het. In Joshua 8 lees ons van die slag van Ai. Nou oké, ons kan die hele verhaal lees en vir die hele verhaal kyk, maar daar's 'n baie interessante gedeelte in Joshua 8. Nou, dis waar hulle Achan gehad het wat nou hierdie klomp afgode in die vloer van die tent begrawe het, toe hulle nou die eerste slag van Ai verloor, maar daar's 'n baie belangrike ander ding wat ons ook mis daar. Onthou, toe Joshua die tweede keer, toe hy gaan om Ai aan te val, het hy die eerste keer misluk. Want die skrif sê, hy het God nie geraadpleeg nie. Die tweede keer het hy God geraadpleeg en God het hom 'n strategie gegee. God het gesê dat hy die troepe, die gevegstroepe agter die stad van Ai moet gaan opstel. En dan moet hy die volk vat en 'n frontale aanval teenoor Ai loods. En wanneer die mense uit die stad uitkom om die volk aan te val, moet hulle terugval. Hulle moet eintlik pad gee. Dat die mense in die stad die idee kan kry, dat hulle nou die oorhand en die oorwinning het. En op daardie stadium moet die troepe agter die stad uitkom. En nou gaan jy vir my sê, maar wat het met al hierdie goed te doen? Die vure sien ek in verband met hierdie klein groepies. Vir my gaan hierdie geveg wat ons nou ingaan en wat ons eintlik al die eerste tekens van sien en wat in die gees moet plaasvind, gaan nie 'n frontale aanslag wees nie. Dit gaan nie 'n aanslag wees van waar die linies teenoor mekaar opgestel word nie. Glad nie. Dit gaan gebaseer word op hierdie klein groepies. En nou moet ons verstaan, dit is waarna ek verwys as die Gideonsbendes. Met ander woorde, die bou van die kerk sentreer
rondom die bou van hierdie vure. Maar die punt wat ons moet verstaan, is ons moet eers die vure begin, en dis hierdie fyn houtjies, dis hierdie klein houtjies, en dis wat ek met julle wil bespreek. Is jy die persoon wat die fyn houtjies is? Nou kom ons definieer net eers, wie is dit en wie is dit nie, en hoe lyk dit en hoe lyk dit nie. Nou wat ek vir julle wil vertel is die volgende. Die grasies en die fyn houtjies wat ons bymekaar maak, is mense wat die Here oor 'n lang tydperk 'n honger in hulle begin bou het. Hierdie ouens het hierdie honger, ek het dit al 'n paar keer herhaal, maar hulle het hierdie honger, hulle weet nie om uiting daarin te gee nie, hulle weet nie om daar uit te kom nie, hulle weet net, hier's iets binne in hulle. En dis met jou wat ek praat. Want die Here is besig om die fyn houtjies bymekaar te bring, en daardie fyn houtjies in 'n plek in te bring, waar hulle kan begin opstaan in effektiewe gebed. En wanneer hulle begin opstaan in daardie effektiewe gebed, dan begin die fyn houtjies brand. En wanneer die heerlikheid van God begin om oor hierdie groepies te beweeg, dan pak ons die ander hout by. Dan begin mense van buite af kom, en hulle word daar aan die brand gesteek. Maar, dis 'n bouproses. En dis nou waar die moeilikheid begin kom. Want jy sien, nou raak het moeilik. En dan sê Christen vir jou, nee, maar dit is moeilik. Ek sê nie vir jou, dit is 'n bouproses in jou lewe. Die mooiste verduideliking wat ek daarvan gekry het ek al in my getuienis herhaal, maar ek wil dit weer vir jou vertel. Ek het eentjie na 'n boodskap geluister, en ek was besig om te soek na die plek. Daar was 'n plek, ek het net geweet, God het vir my gesê, daar's 'n plek van ontmoeting, dis nou jare terug. En ek het nie geweet, wat se plek is dit nie, ek het nie geweet, hoe lyk die plek nie. My familie het ek eintlik nie daar betrek, om vir hulle nou te vertel, ek soek 'n plek nie. En so dink ek het my kop verloor. My dogter was onder in Stellenbosch. En een keer toe stuur sy vir my 'n video, ek dink die kerk se naam is Expressions 50 uit. En ek moet daarna kyk. En dit is interessant, die pastoor wat daar in die kerk was, verduidelik toe hierdie beeld vir my, van hoe sy hierdie nagvisie gehad het, waar sy saam met Christus in die hemel rondloop, en in die groot huis inloop. En hoe sy in die verskillende kamers ingaan, en dan vat die Here aan 'n kamer in, en daar's mense daar binne, en in hierdie kamer is daar 'n groot fees, en hulle kuier, en dit gesels. En hy sê, dis ook my kinders. Want dis vir hulle belangrik. En dan vat hy alweer na 'n ander vertrek toe, en hierdie vertrek is soos 'n biblioteek. En daar sit 'n klomp mense, en hulle bestudeer die boeke, en hulle lees in die boeke, en is doodstil. En hy sê, weet jy wat, dis ook my kinders. Maar hulle is besig met navorsing. En so is hulle teer 2 of 3 vertrekke. Eventueel toe kom hulle by 'n vertrek uit. Toe sy die deur oopmaak, toe is die teenwoordigheid van God in hierdie vertrek. En toe sy so instap, toe voel sy net hierdie heerlikheid. En sy staan in sy heerlikheid, en sy sê, dis waar sy wil wees, dis die vertrek wat vir haar daar is. En die Here sê vir haar, this is the chamber of intimacy. The chamber of intimacy. Is dit nie beautiful nie? En sy geniet dit, en sy kyk daarna, en weet jy wat, terwyl sy daarna kyk, toe sien sy so in die hoek van die kamer is 'n deurtjie, en sy dogter, sy wonder wat is in die deurtjie, en sy loop toe na die deurtjie toe, en sy maak die deurtjie oop, en sy klim toe deur die deurtjie, in 'n ander klein vertrekkie, en maar is so 'n donker klein vertrekkie, maar daar's niemand in die vertrek nie. En toe Jesus langs haar staan, toe sê sy, wat is dit? Toe sê, this is the weeping room. My kinders hou nie daarvan om hier te wees nie. Sy sê, Here, maar wat is the weeping room? Wat gaan jy my wys in the weeping room? In die volgende oomblik,
toe is die een muur van hierdie vertrek soos 'n groot TV-skerm. En sy sien die aanval op Sirië. Dit was nog voor Hamas, maar sy sien die aanval op Sirië en sy sien die bouvalle en die mense. En sy begin ween oor die mense in Sirië. Nou moet julle lekker sterk staan. En sy sê, maar Here, hoekom huil ek oor hulle? En Jesus sê vir haar, is ook my kinders, hulle het net 'n verkeerde keuse gemaak. En hy sê vir haar, dis belangrik dat jy my hart vir die mense in die wêreld kry. En sy het 'n ervaring in the weeping room oor hoe Jesus oor mense voel. En in daai selfe vertrek sien sy toe 'n ander deur. En sy stap na die deur toe en sy maak hom oop en sy kyk in so 'n groot vertrek in met 'n klomp tafels wat so staan en bo op die tafels daar lyk dit soos kaarte, landskaarte. En mans wat rondom die tafel staan met sulke lang wit togas aan. Nou, toga klink baie formeel in die Engels robes, is maar wat hulle gedra het, en hulle loop rustig tussen die tafels deur. Sy besluit dat sy wil gaan kyk en wil deur hierdie deur stap. En sy kan nie deur die deur kom nie. En sy draai en sy sê, maar hoekom kan ek nie deur die deur kom nie? En Jesus sê vir haar, there's too much of you. There's too much of you. Jy sien, hy moet eers met ons deel, hy moet eers met ons vlees en ons self deel om ons in te vat, want dis die strategy room. Dis die kamer van die strategie. Dis waar Jesus mense toelaat om sy hart te kry. Om na sy hart te kom, sodat hy sy hart met hulle kan deel in die weeping room, nadat hulle die intimiteit van God leer ken het, sodat hy hulle kan vertrou om sy hart te bid oor die situasie wat heersend is. En ek sê vir myself, weet julle wat, ons wil nie deur hierdie proses gaan nie, ons wil net bid. Ons wil net by mekaar kom. Ons wil net sien hoe lyk dit. Maar ek moet vir julle sê, in my eie lewe, het dit baie duidelik gekom. Baie duidelik geword. Broer en suster, ek wil vir jou sê, dis 'n bouproses. En jy gaan vir my sê, ja, maar dis te moeilik. Dis te ingewikkeld. Ek verstaan wat jy vir my sê, ek hoor, maar ongelukkig is dit so. Ek onthou, in een oggend het ek gesit en dan het my vrou vir my gesê, maar jy moet geduldig wees, want God is besig om jou te bou. Nou moet julle weet, dis hier in 1984, 1985, ek is reg om nou Afrika binne te gaan. Nou moet ek wag vir 'n bouproses. Maar luister, John, jy moet lekker wees nou. Maar in daai tyd gaan bid ek self daaroor. En in die gebed loop ek in die dorp, en ek kry hierdie idee, jy weet, in die stede dan bou hulle mos iets, nou wanneer hulle iets bou, dan grawe hulle eers 'n gat, die fondasie, so 3-4 verdiepings in die grond in, dan het hulle sulke sinke om, so die ouens is lankal besig om te bou daar, hulle bou en het werk en het gaan te kere, maar jy sien niks, jy sien net sinke. Jy sien, in baie van ons lewens lyk so. God is lankal besig om in jou lewe te bou, hy is lankal besig om in te bou, in te vorm, ensovoorts. Ek kyk na die uiterlike en wat sien ek? Ek sien net sinke. Maar jy moet wag tot hy by die grond uitkom. Want hy gaan uit die grond uit verrys, en hy gaan uit die grond uitkom, en hy gaan daarmee vir ons duidelikheid gee. Die volgende idee wat ek kry, en die volgende beeld wat ek kry, is, hierdie gebou is al so 3 vloere uit die grond uit, en ek staan, wel, nie ek nie, maar daar was 'n baba wat daar gestaan het met doeke, en hy het sy bottel in sy een hand, ek het van agteraf gesien, en daar was 'n man gewees by 'n tekenbord, groot tekenbord, bo op sy rug was na my toe.
So ek kom hier van die visie van die agteraf en ek kyk na hulle. En hy sit op die tekenbord en hy's rustig besig om, jy weet, sekere instruksies te gee, want rondom hom staan mans met hierdie lang wit togas of robes, en hulle is rustig besig om stene te pak en te bou, en dan skuif hulle 'n vensterraam in plek, en hulle sit die vensterraam, en hulle sit die loodlyne op, en hulle bou. En hierdie baba het hierdie storie so gekyk, 'n seentjie van seker so 3 jaar oud. En hy hardloop toe aan en hy spring bo op die skoot van die persoon wat by die bord staan. En hy kyk daarna, en hy kyk na die prentjie, en hy spring af, en hy gaan vlieg tussen die mans en met die toga, en hy begin bou. Hy het 'n troffel in die hand, en hy gryp 'n baksteen, en hy gee die sement, en hy bou, en hy gaan te kere, en dit word alles skeef en krom. En die mans met die lang rokke staan terug. En dan kyk hulle vir die man by die tekenbord, en dan kyk hulle na die baba. En op 'n stadium te besef die baba, maar nou is hierdie goed heeltemal nie mekaar. Weet jy wat? Daai baba was ek. Die vader het vir my duidelik gewys, los uit. Ek bou, nie jy nie. En baie keer maak ons daar 'n gruwelike fout. Want die oomblik wat ons begin bou, wat ons dink wat God moet bou, dan stop hy. Dan hou hy op. So weet jy wat? Die bouwerk is in sy hande. Jy moet rustig raak. Jy moet weet, hy is besig met jou, al sien jy net sinke. Om dit vir julle duideliker te maak, dink ek moet ek dit waag om eintlik nou dieper hier in te gaan. Net vir julle 'n breër agtergrond te gee van dit waar ons eintlik 'n baie belangrike rol gaan speel. Nou ja, tyd is verby. Sien mekaar weer. all who are thirsty, and all who are weak, come to the fountain, dip your heart in the streams of life, let the pain and the sorrow